Maak die Bybels oop by Matteus hoofstuk 26. Ons staan stil by die geskiedenis in hierdie reeks van die lyding, die sterwe en die opstanding van ons Here Jesus. Wil jy aanraai lees die hele gedeelte deur waar dit begin by vers 17 van hoofstuk 26 tot aan die einde van 28. Vergewis jouself weer van wat het gebeur. Ons is aan Paasfees en hierdie gebeure is te veel om te hanteer in 'n paar dae en daarom lees dit, bepeins dit en raak die bewus van wat het gebeur met ons Here Jesus. Ons gaan volgende in die skriflesing stil staan by vers 47 tot 56. Voor dit, ons het by die vorige geleentheid vers 31 tot 35 bestudeer, waar ons gesien het, waar Petrus homself probeer verdedig het om te sê, hy sal nie Jesus verloon of verlaat nie, en die ander disippels het ook so gesê. Hulle is vandaar na die tuin van Getsemane, verse 36 tot 46, waar Jesus in 'n diepe gebed, in 'n worstelstryd betrokke was, en hy het 3 van sy disippels saam met hom geneem, wat ook nie kon uithou en aanhou nie. En is hierdie gedeelte wat as voorafskadu is van vandag se gedeelte. Lees dit gerus, ons begin by vers 47. En terwyl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die 12, saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en ouderlinge van die volk. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy. Gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom. En een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek en hy het die diensknegt van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Of dink jy, dat ek nie nou my Vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Hoe sou die skrifte dan vervul word, dat dit so moet gebeur? In daardie uur het Jesus vir die skare gesê, het julle soos teen 'n rower uitgekom met swaarde en stokke, om my gevange te neem? Dag vir dag het ek by julle gesit en leer in die tempel, en julle het my nie gegryp nie. Maar dit het alles gebeur, dat die skrifte van die profete vervul sou word. Toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die hele gedeelte sal oorhoofs in behandeling geneem word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Wat is 'n misdadiger? Hoe lyk so 'n persoon? Dalk 'n belangriker vraag is, hoe hanteer ons misdadigers? Ons kyk tog met ander oë na hulle. Aan die ander kant, hoe hanteer ons geëerde mense? Gerespekteerde leiers? Met watter ontzag kom ons na hulle toe? In die antieke wêreld, rabbi. In ons tyd dalk 'n leraar, 'n hooggeplaaste
'n politikus, dalk die staatspresident van ouds, nie altyd so seer van vandag nie. Maar wanneer jy in 'n geëerde, dinkbaar in die antieke wêreld, as jy in 'n koning se teenwoordigheid kom, hoe sal jy die koning hanteer? Hoe sal jy met hom praat? Wat sal jy teen hom doen? Watter kanse sal jy vat? Natuurlik sal ons hooggeplaastes, geëerdes met respek hanteer. Ons sal hulle met respek hanteer. Met eerbied. Wanneer hulle praat, luister ons. Teendeel, wanneer hulle praat, bly ons stil. Dis hoe ons hulle hanteer. En dan, wanneer verander dinge? Wanneer sien ons selfs daardie hooggeplaastes, daardie geëerdes, geagtes, as misdadigers? Hanteer hulle soos iemand wat nie meer geëerd of geag is nie. En as hy praat, en dan begin ons kwaad word in ons binneste, wanneer hy iets sê, glo ons dit nie meer nie, tot dit by 'n punt kom, en ons dalk dink is die moeite werd, om van hom ontslae te raak. Geliefdes, dis presies waaroor dit gaan in hierdie deel. Wie sou so ver gaan om van die koning 'n misdadiger te maak? Wie sou dit kon indink? Hoe word hierdie rabbi hanteer? Met respek, wanneer dit gerieflik is, maar as misdadiger, as dit nie meer gerieflik is, om hom te erken nie. Dis die hart van die boodskap. Want as ons eerlik is, dan sien ons iets van 'n gebroke menswees raak. Ons sien raak dat die samelewing te gemaklik is met wanneer leiers verskyn, al is hulle deur God gestuur. Gemaklik om hulle te verdra en te verduur. Maar iets van ons menshart word beskrywe in hierdie deel. Wanneer ons woordeskat van leermeester, met kragtige woorde het hy geleer, nou arresteer hom, hy is 'n misdadiger. Mag die Heilige Gees ons volgend lei om te sien, te verstaan, wat dit beteken, as dit so voor ons afgeskilder word, deur die Heilige Gees se pen, wanneer hy Matteus lei, om te skrywe wat gebeur het. Want Jesus lei deur as misdadiger gereken te word, en hoe sien ons dit raak? Dit begin al by die tuin van Getsemane. Ons sien hoe stap hulle uit die tuin uit. Ons sien hoe kom hulle moe, lywe, oorrent. Want hierdie nag word nou lank. Want onthou, hulle sit by die avondmaal die nag. Hulle beweeg van daar af, Jesus is met hulle in gesprek, dis nog aand. Hierdie aand gaan ver in, wanneer hulle op pad is na die tuin van Getsemane, daar aankom, Jesus stuur sy disippels, om saam met hom te wees, so goed hulle kan. 3 van hulle moet naby hom wees, die ander wag verder. Jesus pleit, en dan gaan hy ook verder weg van hierdie 3 manne, wat saam met hom moet wees. En as hy by hulle kom, dan slaap hulle, want hulle is moeg, dis laat. Hy gaan deur 'n diepe, ernstige bepeinsing met 'n vraag. Wat is Jesus se vraag? Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. En hierdie beker is nie maar iets wat hy moet drink nie, maar dis die lydensbeker, die kruisigingsbeker, die smartbeker wat niemand bereid is om te drink nie. Wat hy moet drink. En omdat hy God is, maar ook waarlik mens is, weet hy wat kom. En hy weet wat lê voor. En in hierdie tuin van Getsemane word 'n dieptepunt in sy gemoed bereik, van die erns
En as hy sy disippels bymekaar maak en sê, die tyd van my uur is naby, inteendeel, my uur het gekom. Dan kyk ons, as gelowiges van die kant van die skrif, nie net na 'n mens nie, maar na die Here Jesus, wat onder mense moet ly, wat in hulle plek moet ly, want niemand anders sou hierdie lydensweg kon deurstap, deur te weet dit kom, deur te weet wat moet gebeur nie. In die lig van Petrus en die ander disippels se woorde, Here, ons sal U nie verlaat nie, ons sal eerder sterf. Sou hy? Want ons in die spore van Petrus en die voete van Petrus se skoene moet die vraag antwoord, sou ons bereid wees om te gaan tot by die punt van dood vir Jesus? Jesus in gebed teenoor sy Vader vra hierdie besondere vraag. Here, laat hierdie beker by my verbygaan. En dis wanneer hy uitstap uit die tuin van Getsemane, waar hy kort tevore angstig gebid het, oor hierdie lydensbeker wat sou kom, en sy disippels nie wakker kon bly nie, omdat hulle nie begryp het hoe naby dit is nie, dat ons toneel raak sien, wat ons werklik waar nie sou verwag nie. Ons sien die toneel wat hier verskyn, ons sien 'n magte menigte van mense met fakkels. En dit word belig, en as ons mooi probeer kyk, wie sien ons raak? Ons sien owerpriesters se polisie, die Levitiese polisie wat by die tempeldiens gedoen het. En ons sien van die Romeinse soldate wat by is, wat die tempel beskerm het. En daarom lees ons van swaarde, dis die Romeinse soldate se wapens, en van stokke, die Levitiese polisie, hulle wapens. En hulle kom hier by mekaar, en as ons nog kyk in die nag, dan sien ons nog 'n bekende. En ons sou kon vra, maar is dit nie een van die 12 nie? Ja, dit is. Dis Judas. Dis die man wat die beursie gedra het. Dis die een wat die barmhartiges moes versorg. Dis hy. Dis Judas. Hy staan saam met hulle. En niks sou ons voorberei het vir hierdie moment nie. Niks sou jy kan voorberei vir wat Jesus en die ander disippels wat saam gaan bid het, nou moes sien nie. Want daar was baie geleentheid, en Jesus verwys daarna, in die laaste vers. Hy wys daar baie geleenthede, tweede laaste vers, daar baie geleenthede waar daar tyd gegee was, om Jesus weg te neem van die tempel af. Waarom wag ons vir hierdie laat uur in die nag? 'n vroeë uur, amper seker in die môre. Want ons sien Romeine, owerpriesters, polisie, beskermers by die tempel, en Jesus se eie Judas Iskariot. En daar het iets gebeur met Judas Iskariot. Daar was 'n stukkie geskiedenis oor Judas Iskariot, want hy het nie net skielik hier opgedaag nie. Dit was 'n beplande saak. Dit was 'n berekende saak. Hy het gaan onderhandel, daar is selfs geld betrokke. Later sou hierdie geld bloedgeld genoem word. Geld wat vir niks anders gebruik kon word nie. Geld wat die owerpriesters nie eens meer gemaklik mee was nie. Maar Judas was daarin deel. En dan sien ons hoe gebeur dit. Hierdie groot groep mense, Judas daarby, hierdie kan die disippels, Jesus voor. Johannes beskryf dat daar gevra word, maar wie soek julle? Gaan lees Johannes 18. En dan antwoord hy met die bekende ek is uitspraak, dit is ek wat julle soek. Om te sê ek is hier. Johannes 18 gee daar die hoek,
om te sê, Jesus is nie net Jesus die mens nie, maar Jesus God. Fokuspunt. Ons kyk hier na die verhaal van 'n man wat saam met die disippels en Jesus in besonder gewandel het. Wat na vore tree en nadat hy met die ander gereël het, ek gaan hom 'n soen gee. En hierdie soen is 'n teken. Hom moet julle arresteer. Hom moet julle arresteer. Hy stap nader en gee hom die kus. En na hy dit gedoen het, word Jesus wel gearresteer. Luister na Jesus se woorde. Jesus ontvang die soen. Met die woorde, gegroet Rabbi. Met ander woorde, 'n liefdesgroeting. Dit sien ons in vers 49. En Jesus sê vir hom, waarvoor is jy hier? Vriend, waarvoor is jy hier? En as jy mooi die parallelle gedeeltes lees vanaf die avondmaal, waar Judas sy hand in die skottel steek en Jesus alreeds vir hom iets sê, wat jy doen moet jy gou doen. Alreeds sê, maar Judas, jy gaan hierdie nag nog op paaie stap, wat jy later sou berou. Handelinge 1 sou sê, hoe het hy dit berou? Jesus praat van Judas en sê, hierdie man moes nie eers gebore geword het nie. Van Judas word grove goed gesê. En ons sien, hy kom hier met 'n kus, 'n liefdesdaad, 'n groeting. Maar is die verraad, wat daarmee saamkom. Hy groet, maar hy gee eintlik weg. Hy groet, en hy ontbloot eintlik. En dit lei tot die arrestasie. Ons weet nie veel van wat het die apostels, die res van die disippels gedink nie. Maar as ons in ander gedeeltes lees rondom hierdie gebeure, dan hoor ons, wanneer hierdie klomp mense opdaag, is daar meer as een disipel wat reg is met 'n swaard, om te probeer verdedig. En dit is die volgende ding wat nou plaasvind. Jesus word gearresteer. Hulle slaan die hande aan hom. Hulle hou hom vas. Hulle verbind hom. Misdadigers lyk so. En dan kom Petrus en die hofdienaar van die hoëpriester, en dis 'n baie belangrike woord, hoëpriester. Caiaphas, dis sy naam, Caiaphas, het hulle gestuur. En die hofdienaar van Caiaphas, sy naam is Malchus, sy naam word in Johannes 18 vir ons gegee. En ons sien raak dat Petrus, wat 'n seloot was, en as jy 'n bietjie gaan lees oor die selote, sal jy agterkom, hulle was die manne wat 'n swaard kon hanteer, hulle was eintlik iets soos 'n terroristeorganisasie. Van die tipe manne wat jy nie eintlik in jou midde soek nie. Petrus kom uit daardie geleedere, hulle het maklik die swaard gevat, tussen 'n skaring, of 'n dop gevat, en tussen 'n skaring gestap, iemand gesteek en net verdwyn, en die man sak in mekaar. Dis hulle tipe manier gewees van doen. Hulle was berugte mense. Die Here red so 'n man. Maar Petrus is gereed om deur Jesus te verdedig met 'n swaard. En hy swaai na Malchus en hy slaan sy oor af. Hy slaan daarmee sy kop af nie. En die Here Jesus bestraf vir Petrus. Sy terug jou swaard. En ons lees in Lukas, hy vat die oor en sit dit aan hierdie man se kop terug. En dit word dadelik genees. Dan lees die parallelle gedeelte in Lukas. Die oor word dadelik genees. Wat sê dit oor God? Jesus Christus as God. Oor sy barmhartigheid en oor sy liefde vir mense. Maar hy is die misdadiger. Hy is die misdadiger. Hy is die een wat op hierdie pad moet wandel en as
misdadiger hanteer moet word. En ons sien iets van hierdie lydingsbeker. Hulle bind jou vas na 'n kus van verraad, na 'n soen van verraad. Jou naaste mense gee jou weg. Dan Petrus, wat probeer om die Here Jesus te help, word bestraf. En hier sien ons iets van die grootheid van God. Wanneer Jesus sy oor regmaak, Malchus se oor, dan hoor ons hoe die Here Jesus Petrus bestraf. Hoor mooi in vers 53. Kyk eers na 52. Sit jou swaard in sy plek terug. Want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Jy gaan nie so God se weg uitsorteer nie. Want dit is nie 'n weg van 'n mens nie, dit is 'n weg van God. Hierdie lydensweg is nie jou pad nie, dis sy pad. En wanneer jy met 'n swaard probeer keer dat hierdie dinge gebeur, onthou, hy was al vroeër bestraf toe hy gesê het, ek sal keer dat u na Jerusalem gaan. Matteus 16. Hy is weer gekeer. Dat iemand hom nie arresteer nie. Petrus, jy staan aan my pad. Meer nog, Petrus, jy staan aan God se pad. En dan hier is die nederigheid makende gesin. 'n sinnetjie wat ons moet raak lees. Vers 53 sê, of dink jy, en nou kan ons dit vir almal vra, of dink ons, God se hande is afgekap om alles in 'n oogwink te verander, sodat niemand nodig het om te wonder, hoe gaan dit werk nie. Dink ons God se hand is afgekap om nie sy volmag te kan uitoefen nie. Dink ons die Here het nie genoeg krag nie. Moet ons hom 'n bietjie help. Ons moet dit baie vandag vir mense vra, veral vir die kerk. Moet ons die Here vra om te help? Of gaan ons dit maar gou self doen? Miskien moet ons dit maar self doen, want dalk gaan die Here nie presies genoeg geld kan insamel nie. Dalk gaan die Here nie hierdie kerk kan red nie. Dalk gaan die Here nie doen wat nodig is om te doen nie. Dalk kan die Here nie weet, ons kerk is in krisis nie. Dalk weet die Here nie, ons is in vervolging nie. Dalk weet die Here nie, die bomme val op Iran nie. En die Christene wat daar moet oorleef, gaan hulle dit maak? Moet ons die Here nie bietjie help deur te sê, ons sal die vrede op 'n ander manier moet bewerk nie. Of is die Here met sy eie plan besig, wat ons nie ken nie. En wanneer die Here besig is ons eintlik net toeskouers van die groot almagtige werke van God, op hulle presiese plek, op hulle presiese moment, in die presiese regte geleentheid waar dit moet lê, want dit is klaar so bepaal. Hoe weet ons dit? Jesaja 53 is seker die hoofstukke wat die kristalhelderste is rondom die profesie van 'n lydende knegg. Soos 'n lam gelei ter slagting. Hoe gaan jy die lam lei? Jy gaan hom toestemming vra. Jy gaan hom paai. Jy gaan hom sê, asseblief kom nou, ons gaan soontoe. Die lam weet nie eers van die slagting totdat dit verby is nie. Wanneer die Here wys hoe word sy seun, wanneer die Vader wys hoe word sy seun die lam gelei ter slagting, is dit die beeld van misdadiger wat hier nodig was. Want dis wie ek moet wees. Hy moet my pad stap om die uiteinde van my verlossing te bewerk. Hy moet my plek vat. So hy moet doen wat hy gedoen het vanaf die doop onder Johannes die Doper, om die skuld van die wêreld op sy skouers te neem, en daarvandaan te stap tot by die kruis, en dan te sê, die offer is betaal. Hier neem hy die las, onskuldig, reeds as misdadiger. Hy het klaar die kennisgewing, al het hy nog nie die eerste verhoor nie. Hy het klaar die lydenspad, al het hy nog nie die verhoor nie. Maar hoor God se woord, helder.
Of dink jy, vers 53, dat ek nie nou my Vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie. 'n legioen is baie. 12 legioene is nog baie meer as dit. En wie sal staande bly teen een engel van die Here? Wat nog van 12 legioene? Wanneer Jesus werklik beskerm moet wees, sou hy wees. Maar as die Vader sê, nou moet dit gebeur, soos dit moet gebeur, gebeur dit soos dit moet gebeur. En niemand kan dit verander nie. Want dit is binne die wil van die Vader. Sien dit raak. Ja, Judas, jou skurk. In die plan van God, die regte skurk. Want dit is naby aan hom. Ja, Kajafas, jou swak hoëpriester. Die regte hoëpriester in God se plan. Maak nie saak wie die keiser was nie, maak nie saak wie die gouverneur was nie. Die Here het al die stukke klaar op die bord geplaas. Op die tyd en die plek en die manier. Soos wat die Ou Testamentiese gedeeltes dit voorspel. 'n lydende knegg. Soos Jesaja 53 dit voorspel, soos 'n lam gelei ter slagting. En ons sien, hy word 'n misdadiger, hy lei as 'n misdadiger. As hy so deur die skares 'n gevangene word onder hulle toesig, wanneer daar verdediging beoog word, sien ons dat hy dit weier. Asof hy dit verdien. Want 'n misdadiger verdien om so hanteer te word, maar nie om verdedig te word nie. Hy word dus sonde, soos die Nuwe Testament dit stel, vir ons. Hy word dus sonde vir ons. Jesus se laaste woorde voor hy weggeneem word, is 'n skerp aanklag teen elkeen wat daar teenwoordig is. Want dit is belangrik om te verstaan. Jesus praat met mense wat hom ken. Hy is nie 'n onbekende nie. Hy is 'n bekende. Want hy doen hierdie saak al vir 3 voltydse jare. Hy is al 3 jaar besig met onderrig by die tempel. Dis sy 3de Paasfees. Hulle ken hom. Hulle ken hom. Hulle het hom altyd by die tempel gesien. Hy was daar dag vir dag. Tog het niemand eers gedreig om hom gevange te neem nie. En nou kom hierdie skare mense in die nag en nou gryp hulle hom. Nou is dit die vraag. Is dit reg en geoorloof? Die evangelies beskryf die gedrag aan die lig van die skrif. Dit moes so gebeur soos God se wil, dit moes laat gebeur. Geliefdes, wat sien ons gebeur? Is die verlosser ons koning reg behandel? Het hy dit verdien? Die diepte van hierdie lydensweg is die troos waarmee ons leef. Die misdadiger het Jesus verraai. Die misdadiger het Jesus verraai. Die een wat hom wou beskerm met die swaard sou hom verloon. Nie lank hierna nie. Maar hierdie lydensweg is berekend. Hy word misdadiger in ons plek. En ons word vrygespreek. Dit is die diepte. En die ware liefde van God. Meer as dit kan ons nie glo nie. Hoe het hy dit gedoen gekry? Deur die genade van God is hierdie weg gestap, plek vir plek, deur verraad, verloning,
verguising, sleg sê, het Jesus se lyding 'n dieptepunt geword en ons kan nou reageer met een reaksie. Dankbaarheid. Jesus, U het vir my misdadiger geword. Omdat U vir my misdadiger geword het, kan ek U net eer. Want dit is as gevolg van U wat ek leef. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, hoe geweldig groot hierdie genade is. Geweldig groot. Kan ons net getuig, want U het ons gebring by die punt om te aanskou deur die gebeure wat dit moes beteken. En ons besef ons onvermoë om dit te kon deurvoer soos U het. Daarom dank ons U vir die goedheid en die guns. En bid dat U ons elke dag hoe langer hoe meer sal bewus maak van hierdie gebeure, soos net U kan. Laat dit wees, genade op genade. En ons wat 'n besef het van U goedheid, en U liefde, en U sorg. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, in Christus Jesus naam. Amen.